Dag sy broers en susters, ek vertrou dit gaan goed met ieder en elkeen van julle. Vandag gaan ek praat oor die huweliksverbond en hierdie gaan 10-10-1 en tweedelig gedoen word. Die goed wat ons gaan behandel en dan gaan ek kortliks doen om dit probeer kondenseer vir die mense wat nie 20 video's wil kyk van 4 ure lank nie. Dis goed om daai detail te gaan sien, want dis goed om hierdie te verstaan, want alles gaan oor hierdie. Maar ons gaan oor die verbond praat, Jeremia 31 vers 32, Hosea 2 vers 19 tot 20. Ons gaan praat van die oorspel van die egskeiding, Jeremia 3 vers 8, Hosea 1 tot 3. Die hertrou verbied, Deuteronomium 24 tot versie 1 tot 4. Die plan van herstel, Jeremia 31 vers 31 tot 34. Die middelaar, Hebreërs 8 vers 6 en 9 vers 15. Die hernuwing wat moontlik gemaak word van die verbond, Romeine 7 vers 1 tot 4. En natuurlik die moontlikheid van terugkeer of die bekering, Efesiërs 2 vers 13 tot 16. En dan natuurlik die moontlikheid van die hernuwe verbond in Openbaring 19 vers 7 tot 9 en Hosea 2 vers 23. So dit is die mees kondenste opsomming van die huweliksverbond wat ek kan gee. En dis waaroor ons gaan praat, en dit gaan grootliks in 2 dele gedoen word. So kom ons begin met die huweliksverbond van Jahwe en Israel en die herstel deur 'n middelaar, Yeshua. Hierdie is deel 1, die wetlike grondslag van die huwelik en die egskeiding van Israel. So die liefdesverbond tussen Jahwe en Israel. Van die begin af het Jahwe sy verhouding met Israel beskryf as die bruidegom en sy bruid. Hierdie verbond was nie 'n los ooreenkoms nie, maar 'n heilige huweliksverbintenis gevestig op die wette van die Torah, van die wette. Jeremia 2 vers 2. Gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem en sê, so sê Jahwe, ek dink aan die trou van jou jeug, aan die liefde van jou bruidstyd, hoe jy my gevolg het in die woestyn, in 'n land wat nie bewerk is nie. Hier is 'n liefdesval, 'n korting, as ek dit so kan noem, waar Israel en Vader mekaar leer ken. In Engels lees hy ook baie mooi. Go and cry in the hearing of Jerusalem, saying, Thus says the Lord, I remember you, the kindness of your youth, the love of your betrothal, when you went after me in the wilderness, a land not sown. Jeremia 2 vers 2, dit was die New King James Version. Ons gaan lees verder van hierdie verbond of hierdie huwelik vergelyking. In Ezekiel 16 vers 8 in die English Standard Version. When I passed by you again, I saw you. Behold, you were at the age for love, and I spread the corner of my garment over you and covered your nakedness. I made my vow to you and entered into a covenant with you, declares the Lord God, and you became mine. So die analogy van 'n huwelik word gebruik hier tussen Vader en Israel, en hier word nou verduidelik hoe hierdie huwelik verbond geestelik nou plaasvind, né? Maar baie mense sê dit is net 'n analogy, dit is net 'n vergelyking. Ja, dit is 'n vergelyking, maar Vader bevestig dat hy dit sien as 'n huwelik tussen hom en Israel. En hy gaan nou vir die skrif gee om dit irrefutable te maak. Jesaja 54 vers 5 in die English Standard Version of the ESV. For your maker is your husband. The Lord of hosts is his name, and the Holy One of Israel is your Redeemer, the God of the whole earth, he is called. In die Amplified Bible op Jesaja 54 vers 5, for your husband is your maker, the Lord of hosts is his name, and the Redeemer is the Holy One of Israel, who is called God of the whole earth.
As ons Jeremia 3 vers 14 toe gaan, dis ons in die Amplified Bible. Return, O faithless children, says the Lord, for I am a master and husband to you, and I will take you, one from a city, two from a family, and I will bring you to Zion. Daar is heeltemal ander les op 'n ander dag, maar die punt wat ek wil wegvat is, Vader sê self, I am my husband to you. So hier is die water van die woorde van die Vader self. So mense wat my wil stry en sê, maar dit bestaan nie, die huweliksverbond is nie reg nie. Dis wat die skrifte vir my sê. En as jy dit nie kan raak sien, dan het ek en jy nie 'n geselskap met mekaar nie. Jeremia 3 vers 14, King James Version. Turn, O backsliding children, says the Lord, for I am married unto you. I will take you, one of a city and two of a family, and I will bring you to Zion, for I am married unto you. Jeremia 2 vers 32. Vergeet 'n jong vrou haar versiesel of haar bruid haar gordel, nogtans het my volk my vergeet, daar sonder getal. Israel was dus Jahwe se bruid. Sy was uitverkies om in die heilige huweliksverbond met hom te wandel deur gehoorsaamheid aan sy Torah. Die breuk van die verbond. Maar Israel het in hierdie huweliksverbond afvallig geword. Sy het haar bruidegom verlaat en ander gode gevolg, wat Jahwe as geestelik egbreek beskou. Jeremia 3 vers 1. As 'n man sy vrou wegstuur en sy gaan van hom af en word 'n vrou van 'n ander man, mag hy na haar toe terugkeer? Sou daardie land nie baie verontreinig word nie, maar jy het met baie minnaars gehoreer, en sou jy na my terugkeer? Spreek Jahwe. Volgens die wetlike bepaling van die Torah kan 'n man wat sy vrou geskei het, nie weer met haar trou as sy intussen met 'n ander man verbind was nie. Wat dit geestelik beteken, is vader was in huwelik, hulle was gehoorsaam aan hierdie wette aan wat hulle gegee was, deur Moses waar die verbonde gesluit was, en nou het hulle begin agter ander gode aan hardloop. In vandag se tyd sal dit wees, soos wat die kerke die Trinity leer, dis ander gode, of mense wat Jesus aanbid, dis 'n ander God. Jy is besig om te horeer teenoor jou Vader, daarom moet jy jouself bekeer, terug na die oorspronklike weg, na sy wet, onthou hy verander mos nie. En dit is wat hier nou gebeur het, hulle het wegbeweeg, hulle het tussen hierdie Gentile, of by die Gentiles, hulle gelowe aangeleer, van die Trinities en van die kindaanbidding en swaan, en nou sit hulle daar vasgevang, en nou is Vader kwaad, want hulle het wegbeweeg van hom af. Ons gaan lees gou die wet Deuteronomium 24 vers 1 tot 4. As iemand 'n vrou neem en haar trou, en sy vind geen guns in sy oë nie, omdat hy iets ontaamliks aan haar gevind het, en hy haar 'n skeibrief skrywe en dit in haar hand gee, en haar uit sy huis wegstuur, en as die laaste man ook haat en haar 'n skeibrief skrywe, dan mag haar eerste man wat haar wegstuur het, haar nie weer neem om sy vrou te wees nie, nadat sy verontreinig is nie, want dit is 'n gruwel voor Jahwe. Israel het hierdie wet oortree deur geestelike hoerery. Met ander woorde, hulle was gehoorsaam aan die wet, toe het hulle afvallig geraak met die afgode. Nou kan hulle nie bekeer en net teruggaan nie, want dit word met 'n huwelik vergelyk, né? Die aanbidding van vreemde gode en die vermenging met heidense gebruike. Jesaja 50 vers 1. So sê Jahwe, waar is die skeibrief van julle moeder wat ek haar wegstuur? Of aan watter van my skuldeisers het ek julle verkoop? Kyk, oor julle oortredinge is julle verkoop. So hier bevestig hy sê, waar is die skeibrief wat ek vir jou mag gee? Nou wil die nageslagte terugdraai na vader, maar hulle kan nie, hulle is geskei. En oor julle sondes is julle moeder weggestuur. So hier sit ons met 'n probleem, né? Israel moet nou op een of ander manier kan terugkom in hierdie verbond, want onthou in Openbaring lees ons daai word herstel, of daai word vernuwe. Maar hier is 'n probleem. Vader, nou sê Israel terugvat, dan breek hy sy eie wet, en hy kan nie sy eie wet breek nie, want dan is hy onregverdig. En Vader is regverdig. Hosea 2 vers 1 tot 3.
pleit met julle moeder, pleit, want sy is nie my vrou nie, en ek is nie haar man nie. Laat sy haar hoerery van haar aangesig wegneem en haar oorspel tussen haar borste uit. Die skrif is duidelik. Jahwe het Israel weggestuur en geskei weens haar ontrouheid. Jahwe verander nie sy wet nie. Jahwe verander nie. Dis ewig altyd dieselfde. Baie mense dink Jahwe sou sy eie wet oortree om Israel weer as 'n vrou aan te neem, maar die skrif sê duidelik, Jahwe verander nie. So hy kan nie net vir Israel terugvat nie. Hier moet iets gebeur. Jesaja 40 vers 8. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand in ewigheid. Met ander woorde bevestiging, Vader verander nie. 1 Jakobus 17. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo af. Want die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skadu van omkering is nie. So leer ons dat Vader verander nooit nie. As hy sy eie wet sou verbreek, sou hy nie regverdig wees nie. Daarom moes daar 'n wettige manier wees waardeur Israel kon herstel word sonder dat Jahwe sy Torah, sy eie wette verbreek. Die wettige onmoontlikheid van terugkeer. Volgens Deuteronomium 24 vers 1 tot 4 kon Israel nie net eenvoudig na Jahwe toe terugkeer nie. Sy het ander minnaars gevolg, afgode, heidense gode en nasies, was gedoen wat die Gentiles doen, né? Hierdie huweliksverraad het haar onrein gemaak, né? Psalm 78 vers 67 tot 68. Hy het die tent van Josef verwerp en die stam van Ephraim nie verkies nie, maar hy het die stam van Juda verkies, die berg Sion, wat hy liefgehad het. Soos ons gelees in Jeremia 3 vers 8, word 10 stamme van Israel geskei. Later word Juda en Benjamin ook geskei, maar vir hierdie oomblik is hulle nie geskei nie, want iets moet plaasvind. So het Jahwe Israel verwerp en die koninkryk aan Juda oorgelaat, maar selfs Juda was toe uiteindelik ongetrou geword, maar voordat hulle geskei was, moes daar iets gebeur. Daar moes dus 'n plan van herstel wees, een wat Jahwe sy geregtigheid en sy barmhartigheid versoen. Die belofte van herstel. Jahwe het nie sy volk vir altyd verwerp nie. Hy het deur die profete beloof dat daar 'n dag sal kom wanneer hy weer met Israel hernieude verbond sal sluit. Jesaja 62 vers 5. Want soos 'n jong man 'n jong vrou trou, so sal jou seuns jou trou, en soos die bruidegom hom verheug oor die bruid, so sal God hom oor jou verheug. Jeremia 3 vers 12. Gaan heen en roep hierdie woorde uit na die noorde en sê, bekeer jou afvallige Israel, spreek Jahwe. Ek sal my aangesig nie teenoor jou toorn nie, want ek is goedendierend, spreek Jahwe. Ek hou nie vir ewig toorn nie. So hy is nie vir ewig kwaad nie, maar baie interessant hier. Hierdie is in 'n tyd voor die Messias gekom het, sê hy, bekeer julle. Met ander woorde, kom terug na die wette, verordeninge en insettinge. Hierdie bekeringsproses is vir ewig altyd dieselfde. Daarom wanneer die disippels en die Messias vir ons praat, en Johannes veral, bekeer julle, is dit dieselfde tema wat moet gehou word as in Jeremia 3 vers 12. Bekeer jou, draai terug na die wette, verordeninge en insettinge. Hosea 2 vers 15. Daar sal ek haar wingerde gee, daar vandaan en dal anker tot by deur die hoop, en daar sal sy antwoord soos die dae van haar jeug, en soos op die dag toe sy uit Egipte onttrek het, né? Jeremia 31 vers 31, kyk daar kom daar, spreek Jahwe, dat ek met die huis van Israel, met die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit, of 'n hernuwe verbond, dis nie 'n nuwe wet nie, is 'n nuwe verbond. Onthou, 'n nuwe verbond moet gesluit word, want hy was geskei uit die ou eenheid. Met ander woorde, was deur die egbreek, was dit verbreek. Daardie verbond was verbreek. So daai verbond moet hernuwe word, want Israel moet 'n manier kry om te kan terugkom en bekeer, né? Middelaar soos Moses. Die Torah voorspel dat daar 'n profeet sou kom soos Moses, een wat tussen God en die volk staan as middelaar van die verbond.
Dis presies wat Moses gedoen het. Hy het gegaan en Israel het vir hom gesê, gaan leer jy hierdie dinge, dan kom leer jy dit vir ons. So staan Moses toe aangestel deur Israel as middelaar. So daar gaan weer een kom soos Moses, om as middelaar op te tree tussen die volk en Vader. Deuteronomium 18 vers 15 tot 18. 'n profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek, sal Jahwe jou God vir jou verwek. Na hom moet julle luister. Ek sal my woorde in sy mond lê en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel. Hierdie profesie verwys na Yeshua, die gesalfde een van Jahwe wat soos Moses sou optree as middelaar van die hernuwende verbond. Handelinge 3 vers 22 tot 23. Want Moses het gesê, Jahwe, julle God sal vir julle 'n profeet verwek uit julle broers, soos my, na hom moet julle luister, en elke siel wat nie na daardie profeet luister nie, sal uitgeroei word uit die volk. Hoekom sal die vergelyking gemaak word dat een soos Moses, as een soos Moses nie die wet praat nie, want Moses het die wet gepraat. As hy nie die wet gepraat het nie, is hy nie soos Moses nie. Daar is nie as 'n stryery oor hierdie nie. As jy enigiets anders as dit te sê het, jou logika is nie solied nie, ons kan nie 'n gesprek hê nie. Yeshua se rol was dus om die Torah te vervang of te verander nie, maar om die weg te herstel, wettig oop te maak sodat Israel weer aan Jahwe verbind kan word sonder dat die wet gebreek word. So hier is nou iemand wat moet kom wat weer 'n wetlike pad gaan oopmaak. Want onthou Vader kan sê hy wetbreek nie. So hy moet 'n pad oopmaak vir Israel om te kan terugkom. Die wetlike kennis van die middelaar. Yeshua was die eerstgeborene van die hele skepping. Nie as God nie, maar as die uitverkose seun van Jahwe gebruik het as instrument van versoening. Kolossense 1 vers 15. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping. Sien hoe hierdie nie my woorde is nie, maar die woorde wat ons lees in die skrifte, Openbaring 3 vers 14. So sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Spreuke 8 vers 22 tot 23. Jahwe het my besit aan die begin van sy weg, voordat sy werke van ouds af was. Van ewigheid af is ek gesalf. Van ewigheid af is ek gesalf. Van die begin af, van die oorsprong van die aarde af. Soos Moses kom Yeshua om die volk te lei, leer en bemiddel, nie as bruidegom nie, maar as broer en middelaar wat die verbond herstel. Sien hoe die kerk ons verkeerd leer. Hulle sê hy is die bruid van die Messias. Hy is nie die bruid van die Messias. Hy is die een soos Moses wat gestuur is om daardie volk terug te bring na die Vader. So waarom Yeshua nie die bruidegom van Israel kan wees nie? Volgens die Torah mag 'n man nie sy eie suster of vrou of sy vader neem nie. Né? Levitikus 18 vers 6 en 11. Niemand van julle mag nader kom tot enige bloedverwant van sy vlees of haar naaktheid te ontbloot nie. Jy mag nie die naaktheid van die vrou en jou vader seun, jou broer se vrou ontbloot nie. Dit is jou broer se naaktheid. Yeshua is die seun en broer van Israel, kan dus nie die bruidegom van Israel wees nie. Hy kan slegs die middelaar wees, opgerig een soos Moses, wat haar herstel tot haar oorspronklike man, Jahwe. Hy maak die pad oop deur sy lewe neer te lê, soos Juda vir Benjamin gedoen het in Genesis 44 vers 32. Want die dienaar het vir die seun geborg gestaan by die Vader en gesê, as ek hom nie na u terugbring nie, dan sal ek vir altyd teen my Vader sondig. So staan Yeshua borg vir Israel. Hy dra die straf nie deur iemand anders se skuld nie, maar die liefde en gehoorsaamheid aan die Vader. Johannes 15 vers 13. Groter liefde het niemand as dit nie, groter liefde is daar nie, dat iemand sy lewe vir sy
broer of vriende gee nie. Daar is nie 'n groter liefde nie. Johannes 10 vers 17 tot 18. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weg te neem. Niemand neem dit van my af nie, dit word vrywillig gegee, maar ek lê dit van myself af neer. So kom ons som deel 1 op. Ons sien dus dat die verlossingsplan van Jahwe volkome in ooreenstemming met sy Torah is. Israel, die geskeide vrou, kon nie terugkeer nie, omdat die wet dit verbied het. Jahwe, getrou aan sy eie reg, het 'n middelaar voorsien, Yeshua, die regverdige seun van Juda, om wettig as borg te staan en die pad van herstel oop te maak. Ek hoop julle volg. Deel 2 gaan ons verduidelik hoe Yeshua se dood die skeibrief uitgewis het, hoe die nuwe verbond bevestig kan word en hoe die bruid Israel voorberei word vir die herstelverbond met Jahwe. So hierdie is deel 1. Met dit groet ek, broers en susters. Ek hoop julle vind hierdie vol insigvol en dat dit kan help. Dit is deel 1 van die huweliksverbond met Vader. Ons gaan nou oorgaan na die huweliksverbond van Jahwe en Israel, die herstel deur die middelaar Yeshua. Ons gaan deel 2 doen, waar hy die borg, die herstel en die toekomstige huwelik van Israel met Jahwe. Ek sien julle in deel 2. Laat dit met julle geweldig goed gaan. Groete en liefde by elkeen se huis.